een van ons eie, een van Makati se eie produkte. En ek is seker hy het een of twee dinge om vir ons toch oor te dra. Sy gee onmiddellik oor aan u. Eerstens, ek dank aan meneer vir die geleentheid. Ek sal nie lang wees nie. Dit is 'n voorreg om terug te kom. En iets kortliks terug te gee aan die gemeenskap, was 'n paar jaar weg. Maar ek is bly om terug te wees. Kan ek kom afval? Ja. Ek is bly om terug te wees. Toe kom my vra om iets te kom sê vir die skool. Het ek twee gedink, maar het is nie zwaar om met jong mense te praat. En ek dink aan hierdie boodskap van hierdie jong seun wat sy ma koek gebak het vir die troue. En die ma is op pad dorp toe. En die ma sê vir die kind, wie is vir die troue, moet niks vat nie. En die laaitjie sê, nee, is alright my ma. En die ma gaan dorp toe. En terwyl die ouetjie, die gaan stap in die kombuis en het ruik lekker. En hy gaan uit, hy sê, duivel, jy gaan my nie so kry nie. My ma het gesê, ek moet niks raak aan die koek nie, en ek gaan niks raak aan die koek nie. En het gaan tyd gaan verby na, die reuk is lekker wat in die kombuis kom, en hy gaan weer. En hy kyk en hy sê, die koek lyk verskriklik. Maar hy sê vir homself, duivel, my ma het gesê, ek vat nie aan die koek nie, want dit is nie myne nie. Die koek is veronderstel vir die troue. En die ma maak verskriklik lang in die dorp, en hy gaan so laaste van, en hy gaan loer net. Hy sê, duivel, ek is te slim vir jou. Ek sal nie vat aan die koek nie. En hy gaan uit, en hy sê vir homself, salut, ek het die duivel het ek oorwin. Nou kan ek myself beloon met 'n koekie. En hy gaan haal vir hom vir die koekie. En ek sê, dit is ook om swaar om met jong mense te praat van, julle is 'n baie slim generation, wat julle weet als, en as 3 groepe mense, vir wie ek vanmôre gaan praat. Die eerste groep gaan luister, en dan gaan hulle huis toe, en dan gaan hulle dit vergeet. Die tweede groep gaan luister, en gaan hulle dink, ag, wat jy, ek gaan nie nog afslaan op wat hy sê nie. Die derde groep gaan luister, nee, dan gaan hulle die bietjie vat, en hulle gaan van dit werk maak. En ek kom net vanmôre om met hy mense te praat, en miskien is die net 10 van julle, ek is al reg met dit. As ek jou weer buite kan sien, en ek sien jy drink, en ek sien jy rook, ek is fyn met dit, want ek weet in my hart, dat ek nie vir jou gekom nie. Ek het gekom vir hy Royden waar hy gestaan het, wat maar 'n middelmatige student was, ek was nie baie slim nie, jy weet, ek was maar altyd so in die middel. Maar toe iemand praat, toe luister ek, en net hier hy luister net, kan ek vandag op my bors slaan en sê, ek het die wêreld gesien. Ek het lande gesien, en ek was nie 'n slim kop nie. Ek het net gevat wat hy gesê was, en ek het seker gemaak, ek gaan terug. En dit is 'n verskriklike voorreg om terug te kom in Juffrou van der Westhuizen en al my oud onderwysers, ek kry hoendervleis. Hulle dink ook ek het die domkop, het bietjie ver gekom in die lewe, maar as bloot omdat ek geluister het. Ek gaan net 'n kort boodskapie met julle deel. Soos 'n interessante boodskap in die Bybel van Moses, toe Moses nog 'n babatjie was. So toe die koning Farao hoor dat daar gaan 'n koning gebore word, toe raak hy bekommerd, want hy weet dat hy is in gevaar. En Farao stuur 'n boodskap uit, nee, en hy maak seker dat elke baba wat onder 2 jaar oud is, gee die instruksie moet doodgemaak word. Want hy weet nie wie van die kinders gaan eendag die koning word nie. En dit is altyd die plan van die vyand, dat hy wil julle kry as julle jonk is, as julle in die Engels sê, as julle formative years is. As jy klein is, dan wil jy droom doodmaak. As jy klein is, dan wil jy seker maak, hy stop waantoe jy op pad in die lewe is. Dis hoekom jy gaan sien, as jy net nakyk en met nages deur mekaar, as jy gaan hoor, gaan jy sien, as die jong mense, as die klein kinders, want jy weet as jy jou klein kry, as jy jou klein kan breek, as jy jou klein kan die verkeerde pad wys, once jy op die pad is dit tickets. 'n aeroplane kan begin hier van PE af, dan kan jy maar net 2 grade, kan jy in die verkeerde rigting vlieg. En jy mag miskien dink dit is 2 grade, maar as jy dit lang genoeg vlieg,
dan gaat hy opeindig waar hy nie veronderstel was om op te eindig. En dis hoekom, het is altyd vir my 'n voorreg om met jong mense te praat, het is altyd vir my 'n voorreg om te kom terwyl hulle jonk is. Dis hoekom in die fabriek waar ek is daar gewoonlik as daar nuwe graduates inkom, ek sal altyd tyd maak, as daar training is, ek sal altyd gaan, want ek weet wat is dit om jong te wees, ek weet wat is dit om klein te wees, ek weet wat het is om nie rigting te hê nie. En dis hoekom maar baie mense gaan kom nou, en dan gaan hulle sê, doen die en doen die, want ons almal weet, dat as jy jonk is, dan is jy vatbaar, en jy glo enige ding. En dis hoekom ek sal elke keer sal ek die tyd uitmoe, as die onderwysers my vra, as die hoof my vra, wil jy nie kom, ek sal elke keer kom, want ek weet, as ek jou op die jong tyd die regte pad kan wys, 20 jaar van nou af, sal ons die vrugte dat sien. So Farao gee die boodskap, dat almal van die jong kinders onder 2 jaar moet doodgemaak word. Moses se ma, so lief soos sy vir hom is, besluit dat is 'n gevaar as Moses by haar is. Sy gaan Moses in die rivier sit en van hom ontslaa raak om hom te beskerm. Wat nie 'n maklike besluit was nie. Want as Moses by haar gewees het, dan kon sy nog na hom gekyk het, sy kon hom protected, maar sy het geweet dat daar sekere dinge wat sy nie oor beheer het nie. Daar sekere drome wat sy nie oor beheer het, daar sekere dinge wat jy sommige kere maar net oorlaat aan God, so jong soos jy is. Julle raak groot in Lapland en in Rosedale en in Geraldton en die omgewing en die environment is nie altyd conducive, is nie altyd reg vir jou om jou volle potensiaal te kry nie. Dis hoekom ek altyd glo in as ons by mekaar kom in die môre, dat ons bid, ongeag wat se geloof jy is, dat jy bid tot jou God en sê, ek gee my drome en ek gee alles aan jou. As ek vandag kyk, en ek glo nie ek het baie bereik in die lewe nie, maar ek weet, daar is oudjies op skool, wat hier gestaan het, wat slimmer as ek was. Daar is oudjies wat meer intelligent was, maar ek het net geweet, ek was jong, iewers aan ek die droom, moet vir iemand gee, want ek gaan nie alles op my eie kan doen nie. Moses se ma het geweet, al is sy hom ma, sal sy hom nie altyd kan beskerm nie. Sy sal nie altyd in charge is, om seker te maak, dat sy kan haar hand oor hom lewe hou nie. En terwyl Moses gaan op die rivier, toe is dit een van Farao se dogters wat hom kry in die rivier. En sy vat hierdie babatjie, vat sy terug, vat sy paleis toe. En sy besluit net, sy gaan iemand kry om te kyk na die babatjie. Sy gaan iemand kyk om die babatjie groot te maak. En raai vir wie kry sy? Sy kry vir Moses se ma. Moses se ma kyk na Moses. Maar weet jy wat sê Farao se dogter? Omdat sy werk in die paleis, sê sy, ek gaan jou betaal. Sy betaal Moses se ma om te kyk na Moses, en dit is haar kind. Sy sou verniet na hy kind gekyk het. Sy sou het gedoen het sonder om betaal te word. En hy is die genade in die lewe, dat sommige kere is jy so gelukkig en so genadig, dat jy kyk na die ding wat joune is, maar die word betaal. Die lekkerste lewe is, wanneer jy doen waarvoor jy lief is, maar die word ook betaal. En as jong mens, ryk na jou passie, ryk na jou drome. As jy goed is in sport, speel dit. As jy goed is in jou skoolwerk, speel dit. Doen waar jou hart is, doen waarvoor jy passie het, doen waarvoor jy lief is, en die lekkerste van alles is, jy gaan betaal word. Ek het vanmôre baie lekker opgestaan. Ek het al my vergaderings eenkant geskuif, en ek kom skool toe, en ek is met die fabriek, ek like wat ek doen, ek het passievol, en weet jy wat, die 25ste gaan dan nog 'n SMS afkom. Alle my SMS nie afgegaan nie, so ek nog steeds opgegaan het, ek sal nog steeds gegaan het, want dit is iets waarvoor ek passie het, dit is iets waarvoor ek lief is. Ryk na jou drome, gaan na jou drome. En ek glo, dat eendag, as jy terug gaan kyk, want het is lekker om jong te wees, is baie clever jacks, is lekker om jong te wees,
En dit is baie cool ouens. Ek sal nooit vergeet nie, juffrou, ons het liewe van nou juffrou De Donker, die van het gechange. En sy altyd vir my gesê, want ek was ook bestemd, en wil ek cool is, en sy sê, nee Roy, dan kan jy sien, jy is so cool, so jou punte, 5:30 en 2:40, dit is baie klein wat jy sê, baie cool ouens. Maar soos ek sê, ek kom vanmorgen, net vir hy 5 of 6, weer eens, die eerste groep gaan luister, hulle gaan het vergeet, die tweede groep gaan luister, en sê, ach, hy praat net wat hy wil praat, en die derde groep gaan luister net, en hulle gaan agslaan, en hulle gaan uitgaan, en hulle gaan 'n sukses gaan maak. En die lewe, die gaan foute maak. Ek sê altyd, moenie 'n huis bou waar jy net 'n tent moet opslaan nie, want groepsdruk is baie, jy gaan 'n skryf vat, jy gaan 'n dop vat, maar weet jy wat gaan jy trek uit dit uit? As waantoe jy op pad is in die lewe, en dan gaan jy sê, dis nie vir my nie, dis nie vir my nie, dis nie vir my nie. So as ons kortliks net vinnig ons ek het gesê, ek gaan nie lang wees, ek is baie kort. En ek sien baie van die meneer nog gepraat van laat kom, julle moet nou al vroeg kom aan die fabriek van die wegdag. Ek gaan nie met kinders sit wat aan nou laat kom. Maar kom ons sluit so kortliks ons oor, en dan gaan ons bid. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dit sal altyd 'n voorreg wees om te kan praat met jong kinders. Here, ons weet, eerstens wil ek bid vir die onderwysers. Here, is nie maklik nie. Here, om met mense te werk, is nie maklik nie. Ek bid vir die nodige wysheid, Here. Ek bid vir die nodige insig. Maar laastens bid ek vir die nodige bonatuurlike krag, dat hulle nie moeg word nie. Here, dat hulle nog steeds invest in die jong dogters en die jong seuns. Here, dat as hulle terugkyk, dat hulle die Roydens en die Earls en die Cedrics kan sien, en to see that it was all worth it. En dan, Here, kom bid ek vir die kinders. Ons weet dat die vyand is agter ons jong kinders aan. Ek bid vir die hand van beskerming. Ek bid vir die hand van genade. Here, ek bid vir 'n wysheid wanneer dit kom by lewensbesluite, Here. Here, ek sny elke plan van die vyand sny ek af. Here, en I render it null and void. And I decree a supernatural favor and blessing, Here, oor hulle lewens. Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar dat ons elke dag opstaan en deur ons lewe wil ons eer en aanbidding aan U die Here bring. En dan vra ek die Here, nie uit verdienste nie, maar in U naam sal wil. Amen. Dankie, meester. Dankie, Roydin, vir die insichtgevende praatjie met ons leerders vanoggend, en ek vertrou dat dit daarom meer as 10 leerders sal wees wat geluister het. Ek roep net vir ons hoofdokter Wys op om net bedanking namens die skool te doen, asseblief. Goeiemôre allemaal, onderwysers, leerders, dis 'n spesiale gasvriend vir vandag. Ek wil sê dankie vir u opofferings, tyd wat u kon gemaak het vir ons. En ook vir die ander dat nog help is vir mekaar. Om te sien dat iemand uit mekaar uit wagtes verkyk. Ons het dit nodig gehad om weer geïnspireerd te word, dat daar iets uit kan kom van elkeen van ons hier. Baie dankie vir die tyd en baie dankie ook vir die boodskap. Ek glo dat elkeen van ons 'n stukkie geneem het. En baie dankie. So, jy weet, as die Bybelvers hulle vra, kan hy iets goed uit Nasaret uitkom? Wel, ons is van plan om die goed vir jou in toon te stel, deur ook leerders te bring, om met ons te gesels en vir u te oortuig. Ons het ook by skool gegaan, en ons het iets van ons lewe gemaak, so baie dankie, Roydin, vir dit.